Welkom terug graad 12's. Ons gaan aan met kontantvloeistate. Ons kyk nou na oefening 1.14 tot 1.15 op bladsy 66 tot 71. Ja, ons kyk nou na oefening 1.14. Die gegewe inligting vir die rekeningkundige tydperk geëindig 28 Februarie 2025 met vergelykende syfers vir die vorige tydperk is uit die boeke van Black beperk geneem, gevra. Stel die nota van rekonsiliasie van die netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede wat nota 1 is op 28 Februarie 2025 volledig op. Voltooi die volledige kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. Natuurlik word daar notas nie gevra is nie, moet ons die berekeninge in hakies toon en dan vra hulle ook vir ons bereken die netto batewaarde per aandeel op 28 Februarie 2025. Dan as ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gee, hulle gee vir ons 'n uittreksel uit die staat van omvattende inkomste. So hier gee hulle vir ons die omset, hulle gee vir ons waardevermindering, die rente op die lening en dan gee hulle vir ons netto inkomste wat ons moet self uitwerk en hulle gee vir ons die inkomstebelasting wat dan 28% is van die netto inkomste, wat dan nou ook vir ons dit moontlik maak om dit uit te werk. Dan gee hulle vir ons die uittreksel uit die staat van finansiële posisie of die balansstaat, 2024 se syfers sowel as 2025 se syfers en hulle gee dan vir ons notas wat uit die balansstaat uitkom. Hulle gee vir ons gewone aandelekapitaal se nota en ook handels en ander krediteure se nota met 2024 en 2025 se syfers. Hulle gee dan ook vir ons nota 3, die nie bedryfsbates vir 2025 en 2024. Hulle sê dan ook vir ons 'n nuwe voertuig is gedurende die jaar aangekoop vir 320 000 en ou toerusting is gedurende die jaar verkoop. So ons kan duidelik sien dat daar 'n afname in toerusting in die boekwaarde. So ons kan duidelik sien dat daar was verkope gewees en ons kan duidelik sien daar was 'n toename by voertuie. Met ander woorde, daar was dan nou voertuie aangekoop. So as ons kyk dan nou na nota 4 wat hulle vir ons gee is handels en ander debiteure, weer gee hulle vir ons die saldo's vir 2025 sowel as 2024 en dan gee hulle vir ons nog addisionele inligtinge rakend die dividende. So hulle sê die dividende wat op 28 Februarie 2024 verskuldig was, is dan ten volle opbetaal op 4 April 2024. 'n tussentydse dividend van 28 000 is gedurende die jaar verklaar en ten volle betaal en daar was gedurende die jaar dan 30 000 aandele teruggekoop. So as ons net kyk na T-rekeninge in betrekking met berekeninge wat ons kan maak. So as ons kyk na die verdelingsrekening, gaan ons inkomstebelasting aan die debietkant sit van 159 040. As ons kyk na ons gewone aandele dividende, is dit daardie 28 000 plus dan die 76 000 van die vorige jaar wat vir ons 104 000 gee. En dan natuurlik moet ons behoue inkomste T-rekening doen wat ons ook nou sal kyk na, maar dit gee dan vir ons 'n bedrag van 304 960 en ons kry dit deur die 568 000 te vat van ons wins en verlies minus dan nou die inkomstebelasting en ook minus ons gewone aandele dividende. So as ons dan kyk na ons behoue inkomste T-rekening, begin ons met 'n saldo aan die kredietkant van 727 040 en dan het ons bank wat vir ons 72 000 gee. Dit is dan nou die 727 040 plus die 304 960 van behoue inkomste minus die 960 000 wat dan ons saldo oorgedra is en die verdelingsrekening is dan nou die 304 960.
Dan gaan ons nou kyk na ons rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry bedrywighede. Dit is dan nou ons nota 1. So ons begin met wins voor belasting en dit werk ons dan nou uit deur daardie 159.040 te vat, maal met 100 gedeel deur 28 en dit gee vir ons 568.000 as ons wins voor belasting. So ons kyk na ons aansuiwerings, kyk ons eers na waardevermindering en dit was 218.000, dit was vir ons gegee. Dan kyk ons na ons rente wat betaal was, 62.000 ook vir ons gegee. So ons aansuiwerings was dan nou 280.000. Dan as ons kyk na ons wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal, gee dit dan vir ons 848.000, dis dan daardie twee bymekaar geplus. Veranderinge in bedryfskapitaal, kyk ons eers na die afname in voorraad, so dit is 712.000 minus die 690.000 en dit gee dan vir ons 22.000. Dan kyk ons na die afname in debiteure, 67.300 plus 9.700 minus die 53.200 plus die 2.800 en dit gee dan vir ons, hier sien ons dit, en dit gee dan vir ons 21.000. Dan kyk ons ook na die toename in krediteure, so dit is 73.700 plus 4.300 minus die 37.900 plus die 8.100 en dit gee dan vir ons 2.000. So as ons dan nou daardie drie bymekaar plus, gee dit vir ons die veranderings in bedryfskapitaal van 45.000 en dan die kontant uit bedrywighede voortgebring, gee dan vir ons 'n totaal van 893.000 wat hierdie twee bymekaar geplus is dan. Goed, so as ons nou kyk na ons kontantvloeistaat, begin ons deur te kyk na kontant uit bedryfsaktiwiteite. Kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite is dan nou ons antwoord van nota 1 wat 893.000 was. Ons kyk dan nou na ons rente betaal. Dis 'n uitgawe van 62.000. Ons kyk na ons inkomstebelasting wat ons betaal het, wat dan nou 159.040 is, minus die 4.800 en minus 9.050. Dit gee dan nou vir ons 145.190. Dan kyk ons na dividende betaal, so dis die 88.000 plus die 28.000 gedurende die jaar, gee dan vir ons 116.000, so die kontantvloei uit bedrywighede is dan nou 569.810. So ons kyk na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, aankoop van vaste bates, was dan nou daardie 320.000 wat hulle vir ons gesê het, en die opbrengs met verkoop van vaste bates was dan nou daai 1.790.000 plus die 320.000 minus die 218.000 en ook minus die 185.000. Dit gee dan vir ons 42.000. So die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite is dan nou in hakies 278.000. Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, kyk ons eers na die opbrengs uit aandele uitgereik en dit was 1.260.000. Hier sien ons dit. Dan terugkoop van aandele was 168.000 plus die 72.000 wat vir ons dan nou 240.000 gee in hakies. Dan kyk ons na die verhoging in lening, so 620.000 minus 450.000 gee dan vir ons 'n verhoging van 170.000.
So ons sit dit nie in hakkies nie, want natuurlik kom daardie geld dan nou in ons rekening in, so dit gee vir ons 'n totale kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite van 1.190.000. As ons kyk na ons netto verandering in kontant en kontant ekwivalente, gee dit dan vir ons 1.481.810. Aan die begin van die jaar was dit dan nou 572.760 en dan aan die einde van die jaar is dit dan nou 909.050. As ons kyk na die berekening van die netto batewaarde per aandeel op 28 Januarie, gaan ons die gewone aandeelhouersbelang vat gedeel deur die aantal uitgereikte aandele, maal met 100/1, wat beteken ons gaan 1.792.000 plus 960.000 gee dan deel deur 320.000 aandele en dit gee dan nou vir ons 860 sent per aandeel. Ons kyk nou na oefening 1.15. Die gegewe inligting vir die rekeningpligtige tydperk geëindig 28 Februarie 2025 met vergelykende syfers vir die vorige tydperk is uit die boeke van AB Beperk geneem. Gevra weer eens toon die nota vir die rekonsiliasie vir netto wins voor belasting en die kontant uit bedrywighede verkry volledig op 28 Februarie 2025. Sal ook die volledige kontantvloei staat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025 op en weer eens waar daar nie notas gevra is nie, moet ons die berekeninge toon in hakkies. Dan vra hulle weer vir ons bereken die netto batewaarde per aandeel op 28 Februarie 2025. Hulle gee vir ons basies weer dieselfde tipe inligting. Uittreksel uit die staat van omvattende inkomste of ons inkomste staat. Hier gee hulle vir ons wel die netto inkomste, maar nie die inkomstebelasting nie. Ons moet dit bereken teen 28%. Dan gee hulle vir ons 'n uittreksel uit die staat van finansiële posisie of dan nou die balansstaat vir 2024 sowel as 2025 en hulle gee vir ons 'n paar notas van die balansstaat. So hulle gee vir ons gewone aandelekapitaal. Daar's 'n gemagtigde 1 miljoen gewone aandele. Ons het 700.000 uitgereik aan die begin van die jaar. Daar was 320 aandele uitgereik gedurende die jaar. 180.000 is dan nou teruggekoop en dan was daar 840.000 aandele uitgereik aan die einde van die jaar. Dan het ons handels en ander krediteure vir 2024 sowel as 2025. Ons kan sien ook hierso wat belangrik is, ons SAID inkomstebelasting van 13.000 gaan ons nodig hê wanneer ons die nota en die staat dan nou voltooi. Weereens gee hulle vir ons dan nota 3 van ons vaste bates. So ons kan sien, daar was geen verandering by grond en geboue nie, definitiewe verandering by ons voertuie, 'n vermeerdering, so ons het aangekoop, sowel as by toerusting was daar 'n verandering, maar dit het verminder, met ander woorde, daar was moes 'n verkope plaasgevind het. So hulle sê dan nou hier vir ons 'n nuwe voertuig is gedurende die jaar aangekoop van 530.000 en ou toerusting is gedurende die jaar dan teen draagwaarde verkoop. Dan gee hulle vir ons handels en ander debiteure 2024 sowel as 2025 en weer eens hierdie SAID inkomstebelasting gaan vir ons belangrik wees van R21.000. Dan addisionele inligting gee hulle vir ons die dividende wat op 28 Februarie 2024 verskuldig was, is dan nou ten volle betaal op 15 Maart. Daar was 'n tussentydse dividend gedurende die jaar verklaar en betaal wat R44.000 beloop het en gedurende die jaar is 180.000 aandele teruggekoop. So met betrekking tot berekeninge kan ons kyk na ons verdelingsrekening weer eens. Ons begin met ons inkomstebelasting van 336.000.
Ons kyk na ons gewone aandele dividende wat 44.000 is, plus die 42.000 wat vir ons 86.000 gee. Ons wins en verlies is dan nou 864.000 maal met 100 gedeel deur 72. En dit help ons dan nou met ons balanserende syfer hier as behoue inkomste wat vir ons 778.000 gee. So as dan nou kyk na ons behoue inkomste T-rekening, begin ons met 'n saldo van 256.000 aan die kredietkant en dan het ons nou ons verdelingsrekening aan die kredietkant van 778.000 en ons het ons saldo oorgedra van 734.000. So dit gee dan vir ons bank as ons balanserende syfer en dit gee vir ons dan nou 300.000 vir bank. So ons begin om te kyk na nota 1, rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede. Ons begin met ons wins voor belasting en dit gaan daardie 864.000 wees maal met 100 gedeel deur 72 wat vir ons daardie 1.200.000 gee. Dan kyk ons na ons aansuiwerings met betrekking tot waardevermindering eerste en hier sien ons die waardevermindering was 263.000. Ons kyk na die rente betaal en dit was 102.000 wat vir ons 'n totale aansuiwering gee dan nou van 365.000. So die wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal was dan nou 1.565.000. Dan kyk ons na veranderings in bedryfskapitaal. Ons kyk eers na die afname in voorraad wat dan nou 630.000 is minus 450.000. Dit gee vir ons 180.000. Ons sien dit hier. En dit was natuurlike afname, maar ons plaas dit nie in hakies nie. Toename in debiteure, so 57.300 minus 34.800 en dit gee vir ons dan nou in hakies 22.500. 'n Toename in krediteure 91.050 minus 54.000 gee vir ons 37.050 en ons plaas dit nie in hakies nie want dit was 'n toename en dit gee dan vir ons 'n totale verandering in bedryfskapitaal van 194.550. So ons kontant uit bedrywighede voortgebring is dan 'n totaal van 1.759.550. So as ons kyk nou om ons kontantvloei staat te voltooi, begin ons met ons kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite, wat dan nou ons saldo is van nota 1, wat 1.759.550 was. Dan kyk ons na die rente betaal en ons plaas dit in 'n hakkie, so 102.000. Ons kyk dan na die dividende wat betaal is, wat dan nou die vorige jaar se 67.000 is, plus die 44.000, gee vir ons dan 111.000 en ons plaas dit in hakies, dis 'n uitgawe. Inkomstebelasting wat betaal is, kyk ons na die 13.000, plus die 336.000, plus die 21.000, en dit gee dan vir ons 370.000 ook as 'n uitgawe, so die totaal kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is dan 1.176.550. Dan kyk ons na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Eerste kyk ons na die aankoop van vaste bates. So daar was 'n bate aangekoop, as julle kan onthou, 530.000. Dan kyk ons na die opbrengs uit die verkoop van vaste bates. So hier gaan ons nou 'n sommetjie moet doen van 2.335.200 plus die 530.000 minus dan nou die 263.000 minus ook dan die 2.402.200. Dit gee dan vir ons R200.000. So die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite is dan nou 330.000 in hakies.
kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, kyk ons na die opbrengs uit aandele uitgereik, wat 832.000 was. Ons kyk na aandele wat ons teruggekoop het, so ons sê 434.400 plus die 300.000, gee vir ons dan nou 734.400, en dan die verhoging van ons lening van 913.450 vanaf 850.000, so die verskil tussen die twee is dan nou 63.450 as 'n inkomste, want dit was 'n verhoging, so die geld het in ons rekening ingekom, en dit gee vir ons 'n totale kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite van 161.050. So ons netto verandering in kontant en kontantekwivalente is dan nou 1.007.600. Ons kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar was 150.000 in hakies, en dan nou aan die einde van die jaar is dit 857.600. As ons dan kyk na die berekening van die netto batewaarde per aandeel op 28 Februarie 2025, wat ons weer die gewone aandeelhouersbelang gedeel deur die hoeveelheid aandele uitgereik, maal met 100/1, so ons vat 2.007.600 plus die 734.000 en ons deel dit deur 840.000 aandele, en dit gee dan vir ons 326 sent per aandeel.